Goeiemôre broers en susters en kinders. Hartlik welkom almal. Mag ons 'n wonderlike geseënde diens hê. Ook aan mense wat ingeskakel is op ons uitsending. Hartlik welkom. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan oor na ons verootmoedigingsdiens en ek gaan vir ons lees uit Efesiërs 4 vanaf vers 17. Ons verootmoedigingsdiens gaan daaroor dat ons weet en hoor en verstaan dat ons as nuwe mense veronderstel is om 'n nuwe lewe te leef. Ons sal in die prediking ook daaraan aandag gee. 'n Nuwe lewe. Maar ons het ons ouderling wat vir ons geopen het so mooi gebid en gesê, Here, ons is net mense. Ons sondig eintlik elke dag nog teenoor U en teenoor mekaar. Vergewe ons tog daarvoor. En dit is wat ons verootmoedigingsdiens doen. Is om vir ons te herinner dat ons mense is, dat ons nie volmaak is nie, en dat ons voortdurend besig is om te werk aan ons geloofslewe, aan ons Christelike lewe. So met die oog daarop kan ons baie plekke in die Bybel lees, en ek lees vanoggend uit Efesiërs 4. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Jy moet anders lyk as hierdie wêreld. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Ons gaan oor onkunde weer iets in die prediking. Omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Losbandigheid beteken om sonder wette, sonder reëls, sonder grense, sonder brieke te lewe. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge, sy disippels is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou, sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes, julle innerlike mens, moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome, volgens die wil van God, en wees heilig. Heilig, onthou ons, beteken afgesonder, een kant gesit, lewe op sy gesit vir die Here in sy diens. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om so by mekaar te mag wees.
U kinders wat hier is om u te ontmoet. Nie omdat u woon in hierdie kerkgebou nie, maar omdat u in ons harte woon en omdat u met ons praat deur die woord en deur die gees en omdat ons saam met mekaar hier is. Ja, in die week is ons elkeen besig in u diens en ons staan in u koninkryk. Maar so op 'n Sondag, van die erediens, dan kan ons by mekaar kom en kan ons as het ware mekaar se hande vat en saam u lof besing en u aanbid en saam luister en buig voor u. Ons dankie vir die verootmoediging wat ons kon doen. Dat ons kon onthou dat u lief is vir ons. Ons is sondaar mense. Maar u stel nie een of ander onhoudbare en onbekombare eis aan ons om met u versoen te wees nie. Nee, u buig na ons toe af en u gee u seun wat in ons plek kom sterf om ons u kinders te maak. Gee vir ons die genade dat ons sal leef soos u kinders. Ja, werk deur die woord en deur die gees in ons harte, sodat ons kennis sal opdoen van dit wat u wil is, en ons ook die genade en die krag sal kry om in ooreenstemming te leef. Vader, is nou vandag Vadersdag in die wêreld daar buite. Elke dag is eintlik 'n Vadersdag en ons wil graag die vaders aan u opdra, want u is die een wat ook vir die vaders, die paas, sê dat in navolging van u hulle die paas van hulle huise moet wees. Dat hulle in hulle huise iets moet reflekteer van u vaderskap. En daar is soveel druk op ons as die paas en soveel dinge wat ons aandag vra. Gee tog vir ons die genade dat ons sal 'n prioriteit maak daarvan om paas te wees in lyn met u vaderskap. Dat ons goedheid en liefde en genade en omgee aan ons kinders en ons gesinne sal uitstraal en uitleef. Vergewe ons ook as paas vir elke keer wanneer ons faal, want wanneer ons in ons lewens terugkyk, dan sien ons ook maar die tye wat ons kinders of ons huweliksmaats gefaal het. Maar dankie dat u nog steeds in ons kinders werk en dat hulle op die ou einde ook aan u behoort. En so bid ons vir ons kinders. Ons bid vir ons kinders dat hulle die geloof sal behou en dat hulle ook sal leef tot die eer van u naam. Ons bid vir die ma's wat op kampus en die kinders, dogters saam, bring hulle ook almal veilig by die huis in u genade en gebruik hierdie naweek om hulle te seën tot die eer van u naam. Ons dra graag vanoggend ook almal in die gemeente wat swaar kry aan u op. Daar is siekes, ons het 'n hele lys gehad. Behalwe hulle is daar nog baie ander wat kronies siek is. En ons dra almal aan u op en ons vra dat u die behandelings en die medisyne en die geneesheere en die personeel en almal sal seën en dat u beterskap sal gee. Ons dank u ook vir elke keer wat ons al voorheen siek en moeilike situasies aan u opgedra, siektes en mense met siektes en allerlei probleme aan u opgedra het en waar u uitkoms gegee het. Gee tog dat ons altyd sal raak sien. Maar dit is ook so, Here, dat u soms vir ons 'n doring in die vlees gee en u nee sê. Gee ook daarom vir ons die genade om die moeitevolle dinge wat ons moet dra, te dra tot die eer van u naam. Ons bid hierdie dinge en eintlik nog 'n miljoen ander dinge wat in ons hart is. Ons dra onsself as 'n gemeente aan u op en alles wat in ons lewens gebeur, in gemeente en in ons persoonlike lewens. En ons vra dat u elkeen van ons in die goedheid en in die liefde naby sal wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Ons skriflesing is vandag uit 2 gedeeltes. Lukas 18, ek dink ons ken die gedeelte, maar ons sal daaroor praat. Lukas 18 daar vanaf vers 9 en dan ook in 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Met die oog op sommige mense wat oortuig was van hulle eie geregtigheid. Beteken mense wat gedink het hulle kan self hulle saak met die Here regmaak. Met die oog op sommige mense wat oortuig was van hulle eie geregtigheid en op ander neergesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het opgegaan na die tempelterrein om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. 'n Fariseer is 'n groot kerkmens en 'n tollenaar is mense wat maar verag is en sondaars beskou is. Die fariseer het gaan staan en so oor homself gebid. God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, wat roof, onreg doen, egbreek pleeg, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n week, dis meer as wat hy moet. Ek vas 2 keer 'n week, gee 10de van alles wat ek verdien, dis ook meer as wat hy moet. Die tollenaar het egter op 'n afstand bly staan, wou selfs nie eers na die hemel opkyk nie, en op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my, die sondaar, genadig. En dan sê Jesus, ek sê vir julle, hierdie man, die laaste een, eerder as die ander een, het na sy huis gegaan, as iemand wie se saak met God reggestel is. En ons teksvers, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en elkeen wat homself verneder, sal verhoog word. En dan in 1 Petrus 1 vers 13 tot 16, daarom, omgord die lendene van julle verstand, hoor net die verstand, en deur nugter op te tree, hoop volkome op die genade, wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word. Weer teksvers, as gehoorsame kinders, moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Weer heilig afgesonder. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. Kom ons sit net so en bid ons saam. Ons dank die Here vir hierdie woord, wat na die skeiding van gewrigte en murg gaan, en siel en gees, en gee dat ons sal hoor wat U Gees aan ons sê, en dat ons daardeur toegerus, gemotiveer, gelei sal word, om in U diens te leef, tot die eer van U naam. Amen. Kom ons sing. Geliefdes, nie so baie lank terug nie, hopelik nie meer vandag nie, is daar na belydenisaflegging verwys as jou boerematriek. Ken party van julle dit nog? Jou boerematriek. Die oorsprong daarvan was geleë in die feit daarin dat 100 jaar terug, wat ook al, daar mense nie baie skoolopleiding gehad het nie. Hulle dalk standaard 4 gehad, maksimum, graad 6 soos ons dit nou ken. Maar om in die samelewing te kon funksioneer, was dit belangrik dat hulle 'n sosiale plek sal hê, dat daar sal weet dat hulle mense van reputasie is. So om te kon trou, om te kon nagmaal gebruik, om kinders te kon doop, om leiding te neem in die kerk en in die samelewing, was dit nodig dat jy 'n soort van 'n bewys gehad het van jou goeie naam en jou stand in die samelewing. En daarom was die belydenisaflegging in daardie tye 'n baie groot en belangrike mylpaal in daardie eenvoudiger tipe samelewing as wat ons vandag het. Daarom was die belydenisaflegging regtig waar hoog op hy prys gestel, was 'n rede vir groot gelukwensings, skaap op die spit en ek weet nie wat alles nie, vreugdevolle byeenkomste. Dis goed. Dis as 'n prestasie beskou, en is goed. Daar's geen fout daarmee nie. Elkeen van ons wat hier is,
ingeskakel is, sal weet, as jy 'n ouer is, dat daar vir jou niks belangriker is oor jou kinders, as om te weet, dat hulle aan die Here behoort nie. Daar is geen vreugde groter as dit nie. Om te weet, jou kind kan 'n doktersgraad kry, 10 doktersgrade, hy kan die rykste ou in die wêreld word, maak alles nie saak nie. Al bereik hulle watter hoogtes ook al. Om te weet, jou kind bely geloof in God. Dit is die belangrikste. Want as ons hierdie wêreld verlaat, neem ons geen sertifikate, geen bankrekeninge saam nie. Net die band wat ontstaan het met God tydens hierdie lewe. Maar broer en suster, daar is eintlik bietjie iets teenstrydigs hierin. Want as jy so 'n bietjie dieper nadink, dan is belydenisaflegging eintlik glad nie iets waaroor jy iemand anders moet gelukwens nie. In elk geval nie by menslike standaarde, die dinge waarvoor mense mekaar gelukwens nie. Want belydenisaflegging praat eintlik nie van prestasie nie, maar van nederigheid. Van jou eie ontoereikendheid. Jou eie onvermoë. Dit is waarvan belydenis praat, van geloof. Jy kom staan voor mense, voor 'n hele kerk vol mense, klomp medegelowiges, en jy sê vir hulle, weet julle wat, ek is net 'n mens. En ek is totaal afhanklik van die Here. Ek val op baie plekke, baie maniere. En daarom gaan belydenisaflegging nie oor my en my goedheid en my kennis of wat ook al nie. Maar dit gaan oor die Here se liefde en die Here se genade in my lewe. Maar terselfdertyd is dit so 'n groot gebeurtenis dat dit veronderstel is om jou hele lewe te verander. Dis 'n lewensveranderende oomblik. Ons ken die storie, die gelykenis van die 2 bidders in Lukas 18 wat Jesus vertel. 'n Gelykenis is niks anders nie as 'n storie. Nou nie te veel daaroor sê nie, maar Jesus het sommer net iets gesien wat gebeur, dan sê hy vir sy disippels, kom ek vertel julle 'n storie. Kyk nou daai fariseer en skrifgeleerde of tollenaar daar. Kom ek vertel vir julle ietsie. So, dis 'n storie. Of hy sê daar's iemand wat saai en hy sien hoe val party van die kom die voëls om die saad op te pik. Sê kom ek vertel vir julle 'n storie. Dis 'n gelykenis. Maar 'n gelykenis het 'n skerp punt. Ons noem dit 'n punt van vergelyking. Eintlik kan ons sê 'n angel. En in hierdie gelykenis kry ons dit in vers 13 waar Jesus vir hulle sê, ons het nou die storie gelees, julle ken dit, 2 mense wat gaan bid. Die een wat sê, chop, doen alles wat ek moet en meer. Die ander een sê, ag Here, wees my tog maar net genadig. So nou sê Jesus in vers 13, ek sê vir julle, hierdie man eerder as die ander, het na sy huis gegaan as iemand wie se saak met God reggestel is. Die nederige een. Die een wat erken, ek is nie so bruid nie, ek is nie so skerp nie, ek is nie so wonderlik nie. Hy is geregverdig. Sy saak met God reggestel, die Griekse woord wat dikaio, en beteken dit eenvoudig iemand wie se skuld afgeskryf is, iemand wat geregverdig is, iemand wat as goed beskou word en aanvaarbaar beskou word, en in hierdie konteks natuurlik uit God se oog. So die Here sê, daai persoon, wat nie op sy eie bors slaan en sê hoe wonderlik is hy, daai nederige persoon, hy is die een wie se saak met God reg is, wat met God versoen is. Jy sien, die konsep is eintlik baie eenvoudig. Alle mense, maak nie saak wie en wat jy is nie, alle mense
Sy verhouding met God is verbreek deur die sondeval. Van die oomblik dat Adam en Eva van die vrug in die paradys geëet het, is hulle met al hulle nakomelinge, dis ek en jy wat ook hulle nakomelinge is, die hele mensdom se verhouding met God is verbreek. En hulle staan in totaliteit, staan ons, die mensdom, onder God se oordeel. En ons is in 'n massa op pad na die ewige verderf. Ons is op die breë pad. Ons gaan in deur as ons gelaat word, deur die breë poort. Maar dan word God se genade sigbaar in 'n daad van nederigheid. Nie met 'n towerwand wat hy swaai nie, maar met 'n eenvoudige daad van nederigheid. Ek glo almal van julle ken Filippense 2 vers 6 en volgende. Ek en Reinhard verwys daarna voortdurend. Ek hoop nie dit raak vir julle afgesaag nie, maar hoor net weer. Hy wat in die gestalte van God was, bedoelende Jesus, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan men moes vasklem nie, maar hy het homself verneder, en daar sien julle die Griekse woord kenoo, hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder, tapeinoo, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here. Here beteken eienaar, verlosser. Hy is ons Here, hy is ons God. Ons behoort aan hom. Hier word gepraat van Jesus. Hy wat self ewige God was, maar dan in 'n daad van nederige liefde mens word, met al die smaad, al die vernedering wat daarmee gepaard gaan. En hy gee homself om soos 'n lam ter slagting gelei te word na die slagpale, sodat hy geoffer word, as die offer vir ons mense se sondes. Verstaan julle die konsep? Julle oë lyk leeg. Verstaan julle die konsep? Jesus wat ewige God is, met die engele wat hom aanbid, dien, al die eer, al die heerlikheid. Kom word 'n mens, kom word 'n slaaf, hy word 'n diensknegt. Die verneder in vers 7 is van die Griekse woord kenoo. En kenoo beteken om jouself leeg te maak. Om leeg te maak. Die bedoeling is so duidelik. Hy het homself leeg gemaak. Hy het homself leeg gemaak van al die eer en die glorie as ewige God en homself aangebied as 'n slaaf. Ek weet ek het dit al baie keer gesê. En vergewe my maar as jy dink ek herhaal te veel. Maar hierdie ding het my gevang, toe ek daarin dink dat Jezus, ewige God, wat homself verneder deur 'n baba te word, wat in doeke moet lê, wat deur 'n aardse ma skoongemaak moet word. En daar's nog ander vernederings daarna. Kenoo, hy het homself leeg gemaak van die eer en die glorie wat aan hom behoort. En dan verneder, tapeinoo, en dit is baie interessant, die betekenis van die woord is om iets wat fisies gelyk te maak. Dis soos wanneer jy 'n berg plat maak. Ek het gedink aan hierdie mynhoop wat hier by ons was, né? Weg. Dis tapeinoo. Maar dit het ook 'n figuurlike betekenis. A voluntary adoption of a lower status than others in a group or society to make yourself or cause yourself to be lowly, to lower yourself. Dis wat Jezus gedoen het. Hy het homself leeg gemaak. Hy het homself plat gemaak. Hy het homself verneder. Onthou, wek dit by jou ook dalk 'n herinnering? In Matteus 18 vers 4
sê Jesus, wie homself nie gering ag, soos hierdie kindjie, of wie homself dus gering ag, hy is die belangrikste in die koninkryk van God. Hy gering ag, selfde woord. Jesus het nie net gepraat nie, hy het gedoen. En deurdat hy homself so verneder het, het hy die grootste in die koninkryk van God geword. Want hy is ons koning. Hy is ons Here, hy is ons Christus, hy is ons Messias. Hy is die verlosser, hy is die saligmaker. Hy is ons Here. Omdat hy homself so verneder het. Omdat hy homself so verneder het, dat hy gaan sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy regeer oor ons, sy kinders, sy kerk. En nou sê Filippense 2 vers 5, dieselfde gesindheid moet daar in julle wees, as wat daar ook in Christus Jesus was. Watter gesindheid? Gesindheid van nederigheid. En belydenis aflegging is 'n getuienis van so 'n gesindheid. Hoe so? Wel, as jy hier voor die gemeente kom staan, belydenis van jou geloof doen, dan is jy soos daai tollenaar. En daar is in jou hart en in jou lippe hierdie woorde: O God, wees my die sondaar genadig. Dis wat jy doen as jy belydenis van geloof aflê. Belydenis aflegging getuig daarvan dat jy weet dat jy in jouself inherent geen meriete, geen aanspraak het voor God nie. Jy kom staan met leë hande en jy het niks om aan te bied nie. Presies die teenoorgestelde as die fariseer in die gelykenis. En hy het gedink sy godsdienstige dade, soos vas en bid en bydraes en wat ook al, dra gewig by die Here. So, 'n opregte belydenis, aflegging van 'n gelowige, is sy eie kenoe, sy eie leegmaak. Is om eerlik voor die Here te gaan staan en sê, Here, ek maak eintlik net daagliks die skuld teenoor U nog groter, en ek is afhanklik van U genade in totaliteit. En ek beroep my op die bloed van Jesus Christus, wat vir my gevloei het, toe hy die finale, die enigste offer gebring het, wat in staat is om versoening te doen. Vir ons was so hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van sondaars en verhoog bo die hemele, een wat nie soos die hoëpriesters elke dag offers hoef te bring nie, eers vir sy eie sondes en die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring, toe hy homself geoffer het. So geliefdes, daar is eintlik iets vreemds aan belydenisaflegging. Die mensdom is altyd op soek na wenners. Maar 'n disipel is 'n wenner, slegs as hy alles verloor. Wanneer hy nederig voor die Here kom staan en bely en sê, my enigste hoop is die Here Jesus Christus, dan is hy leeggemaak van alle selfredding en vol van die Here se genade. Wie homself dus gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. Maar dan, vir elkeen wat opreg en eerlik hierdie belydenis doen, is dit ook 'n oomblik van totale ommekeer, van verandering in sy of haar lewe. Ek het onlangs gesê ek het gelees van iemand wat gepraat het oor die weird factor. En ek gebruik maar die woord so, want dit praat met my, weird factor. Die weird factor van gelowiges.
dat Christene weird is, anders is, funny by wêreldse standaarde. Weird. Hoekom? Want gelowiges tree nie op soos gewone mense nie. Hulle is anders. Hulle optrede is dikwels die teenoorgestelde van wat die natuurlike mens sou doen. Ons het in Efesiërs 4 ook daarvan gelees. Gelowiges, ons, is mense wat sekere kenmerke het wat die wêreld daar buite eintlik nie ken nie. Ag, ons kan 'n miljoen maniere dit sê. Dink aan Galasiërs 5. Liefde, agape liefde, waaroor ons preek op die oomblik. Liefde, vreugde, lewensvreugde. Liefde, vreugde, vrede in die hart. Geduld met ander mense, met jouself. Geduld, vriendelikheid. Reinhard het daaroor gepreek, dink ek net verlede week. Nie 'n aangeplakte glimlag nie, maar iets wat uit jou uitkom. Goedhartigheid. Jy weet, goedhartig is om vir iemand iets te gee wat eintlik nie verdien het nie. Sommer maar net, omdat jy kan en omdat daar in jou hart iets kom lê. Goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis die weird factor, deel van die weird factor. Ek dink nogal onder andere as jy Efesiërs 4 gaan lees, praat hy oor dinge soos, ons is mense wat die waarheid praat. Ons praat altyd die waarheid. Ja wel, ons is bly maar sondaars. So ons praat ook nie altyd die waarheid. Maar dit is die weird factor, ons as Christene is veronderstel om die waarheid te praat. As ons sonde doen, word ons nie kwaad word, doen ons nie sonde nie. Ons sluit nie 'n dag kwaad af nie. Jy gaan slaap nie op daai kant van die bed en jou vrou aan daai kant van die bed, of jou man moet op welkom of in die spaarkamer gaan slaap nie. Jy sluit nie die dag kwaad af nie. Jy steel nie. Jy werk hard en eerlik. Jy het iets oor vir die armes. Jy gebruik nie afbrekende taal teenoor ander nie, wanneer jy gesprekke voer nie. Jy luister na die Gees. Jy is nooit verbitterd of opvleend nie. Jy raak nie woedend nie. Jy vloek en skel nie. Jy doen niks wat sleg is nie. Jy is goedgesind, hartlik. Jy vergewe mense. Dis die weird factor van Christene. Dat hulle anders is as die natuurlike mens. Julle weet, soos wat 'n mens ouer word, leer jy die Bybel beter ken, en ontdek jy mooi en nuwe dinge kort. Ek het onlangs 1 Petrus 1 vers 14 gelees en dat so liggie vir my opgegaan, is nie nuut nie, maar in daai vers. As gehoorsame kinders, moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle sonder kennis, agnoia, is die Griekse woord, sonder kennis was nie. Jy sien, iemand wat opregte belydenis van geloof doen, is iemand wat ook nuwe kennis opgedoen het. Die konsep is baie eenvoudig. As 'n mens nog opgeblaas is, soos die Fariseer van Lukas 18, is jy iemand wat agnoia is. Jy het nie kennis nie, jy's kennisloos, jy ken God nie, jy verstaan God nie. Dis 'n negatiewe kant van gnosis, wat wel kennis beteken of om te ken. Maar dit beteken ook nie kennis soos 'n verstandskennis en 'n toets wat jy gaan skryf nie, maar dit beteken 'n intieme persoonlike beleweniskennis, 'n kennis deur interaksie, 'n persoonlike kennis, 'n weet. Ek vertel hierdie storie altyd. Toe ek in Namibië was 'n kapelaan, en ek het 'n kapelaansvriend gehad, wat by 'n Boesman basis gestasioneer was. En toe ons by einkoms het, vertel hy my die storie, sê vir my, Bram, ek het hierdie ouderling in die gemeente. Hy is al 30 jaar ouderling. Hy is 'n voorloper, hy is 'n vasvater, hy is my ouderling. Soos geen ander nie. 'n Boesman. Hy sê, nou dag preek ek, en ek sê, jy moet vir Jesus ken, en toe na die diens te kom die ouderling en my sê vir my, ek ken nie vir Jesus nie. Hy sê, ek is so geskok. Hy sê die Boesman vir hom, sê die man vir hom, ek kan nie sê dat ek iemand ken,
as ek nie sy hand geskit het nie. Hy sê, ek het nog nooit Jesus se hand geskit nie. So hy dit baie letterlik verstaan. Maar dit is waaroor dit gaan. Gnosis, kennis, is om hand te geskit het met Jesus. Om hom te leer ken as jou saligmaker en verlosser. Agnosis, onkunde, as jy nog, jou toestand, as jy nog vol is van jouself, soos daai fariseer, dan ken jy nie vir Jesus nie. Dit alles leer vir ons iets oor die verband tussen geloof en werke. Ons doen nie die weird factor, om vir die Here te wys, kyk hierso, ek doen die dinge reg nie. Maar ons doen dit, omdat ons hom leer ken het. Sy wil begin verstaan. Ons doen dit as 'n liefdesdaad. Dis baie eenvoudig om te verstaan, broer en suster. Baie eenvoudig. Soms doen ons dinge vir ons huweliksmaats. Nie omdat dit iets is wat ons uitdink en wat ons dink is reg nie, maar ons doen dit omdat ek weet, as ek dit doen vir my vrou, dan is dit vir haar goed. Of vir my kinders, of vir my man of wat ook al. Jy doen goed vir iemand, omdat jy weet, dit maak daai persoon gelukkig. Dis jou liefdestaal. Maar jy kan dit nie doen, as jy nie die ander een se voorkeure of genietinge verstaan nie. As ek die Here se wil, sy wens vir my lewe leer ken het, dan kan ek die dinge gaan doen, wat 'n glimlag op sy gesig plaas, wat vir hom goed is. En daarom is 'n nederige kind van die Here intentioneel besig om kennis van die Here te probeer bekom. Deur wat? Hoe probeer ons die Here leer ken? Deur sy woord te bestudeer. Met alles wat daarmee gepaard gaan. Of ons nou persoonlik Bybel lees, of ons in 'n erediens sit. Dit is wat gebeur in 'n erediens. Ons leer die Here se wil ken. In die Bybelstudie, in 'n klein groep, waar ook al. As jy lief is vir iemand, dan wil jy hom ons beter leer ken. Ek glo hier is 'n belangrike ander perspektief uit hierdie kennis wat ons moet opdoen. Dalk hou jy nie van wat ek sê nie. Dit is hoekom die geloof nie gebou is, die godsdiens nie gebou is op emosie en gevoelens nie, maar op kennis. As jou geloof gebou is op jou emosies, jou gevoelens, hoe jy vandag voel oor die Here, hoe jy vandag voel oor jouself, dan gaan jou godsdiens so op en af wip. Maar as jou geloof godsdiens gebou is op kennis van die Here en sy wil doen, dan gaan jy standvastig wees en nie soos 'n golf heen en weer geslinger word nie. Dan bly jy konstant besig. Dis eenvoudig om te verstaan. Is as jou man of vrou, as jy vandag bietjie lief voel vir jou vrou, dan gee vir haar 'n drukkie. Maar as jy nie so lief voel vir haar vandag en sy het jou kwaad gemaak, dan los jy haar uit. Ja. Maar ware liefde is om vir haar lief te wees, selfs al maak sy jou kwaad. Geliefdes, ons ken ons hierdie konsep eintlik al lankal. Ons gemeente se bediening is ons gevestig onder andere op Romeine 12, vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Daai wesentlike is in Grieks die woord logikos, wat ons logies vandaan kom. Maar met hierdie ondertoon, dit is iets wat opreg is, korrek, omdat dit in lyn is met die wese of die natuur van 'n saak. Ons logiese of ons opregte godsdiens is iets wat gebou is op die feit dat ons die Here leer ken het. Ons ken sy natuur van liefde, genade, warmhartigheid. En op daardie fundament bou ons lewens. Dit bewerk die weird factor in ons lewensbenadering. So geliefdes, ons tema vanoggend was nederigheid is kenmerkend van Christelike lewe of disipelskapslewe.
Nederig staan jy voor die Here en jy bely, ek is totaal van u afhanklik. Ek het geen rede om op my bors te slaan in selftevredenheid nie. Maar ek kan maar net bid, ag Here, wees my die sondaar, genadig. Maar dan staan jy op, en jy gaan jou nuwe lewe in nederige afhanklikheid, gaan bou jy 'n nuwe lewe. 'n Lewe gebou op die feit dat jy die Here leer ken het, hom ontmoet het en hom in jou hart dra. 'n Lewe gebou op die soeke na altyd meer en meer kennis van die wese van die Here en God, ons Here en God. 'n Lewe in afhanklikheid aan die Gees, wat jou elke dag lei in jou logiese godsdiens. Belydenis. Gee dit jou sosiale status? Nee. Dit getuig van 'n diep en lewenslange verbintenis met die Vader, met die Seun en met die Gees. Dit sê jou saak is met God reggestel. Jy's regverdig verklaar deur die Here. Jy's kind van die Allerhoogste, wat deur hom beskerm en bewaar word, nou en vir altyd. Ons bid. Dankie Here. Dankie Here, dat ons nie hoef te presteer om by u aanvaarbaar te wees nie. Nee, wat? Dit is deur Jesus gedoen, toe homself geledig het, toe homself leeg gemaak het, mens geword het, en toe hy kom sterf het hier vir ons sondes. Dankie dat u deur die Gees in ons harte daardie geloof werk, en dat ons daarom ook kan bely dat ons u kinders is, aan u behoort, nou en vir altyd. En gee dan vir ons ook, dat ons altyd sal groei in kennis en oorgawe aan u, om u wil te doen. Gee vir ons die genade dat mense partykeer vir ons sal sê, maar jy's weird, want jy's 'n Christen. Ons vra so, totale afhanklikheid in Jesus se naam. Amen. Glo jy in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy gedoop is? Weet jy dat jy 'n sondaar is, eie sondes en erfsondes, maar dat die Here ten spyte van jou sondes jou as kind aangeneem het, soveel so alles jy nie volmaak nie, dat Christus se bloed jou heilig, dat jy deur die Vader as kind aangeneem is, en dat die Heilige Gees in jou woon. Glo jy dat die Bybel die woord van God is, die Ou en die Nuwe Testament, en dat dit alles vir ons leer wat ons moet weet oor die Here. Soos jy vandag hier staan, is dit jou belofte dat jy deur die krag wat die Heilige Gees gee, tot aan die einde van jou lewe sal volhard in hierdie geloof. Dat jy die Here sal lief hê, en dat ons, amper wil ek sê, 'n weird factor sal lewe, dat mense in jou sal kan sien, dat jy 'n kind van die Here is. Onderneem jy ook, nou dat jy 'n volle lidmaat van die, beleidende lidmaat van die gemeente word, om as 'n lewende en 'n aktiewe lidmaat, gereeld die woord en die sakramente op te soek, jou eie gawes, gewillig en met vreugde, te gebruik in die gemeente, om God te verheerlik. En sal jy jou aan die Christelike vermaning en tug onderwerp, as jy miskien iewers in lewe verkeerd doen? Wat is antwoord? Ja. Andy, baie welkom by ons in die gemeente. Mag die Here jou, daar so, dis joune, jy kan hom gaan raam en ophang. Baie welkom by ons. En mense moet dit dink nie sê nie, maar ek dink jou oupa sou ook vandag baie trots wees en jou ouma is baie trots. So baie geluk daarmee, en mag die Here jou ryklik seën in alles wat jy doen. Ek gaan vir jou vra om so te bly staan. Ek gaan ons vir haar sing, die seënbede van Psalm 134 vers 4. Kom ons staan, sing vir haar. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.